Wêreld en die mense daar buite gaan dit net oor Kersfees. Dis nou net Kersfees. Maar ek wil vanmôre met die titel van my boodskap wil ek vanmôre gee. Wat sê die woord van God in verband van Kersfees en Kersgeskenke? Dis taai. Dis hoog. Wat sê die woord vanmôre in verband met Kersfees en Kersgeskenke? Jesaja 9 vers 5 en 6 sê vir ons, wat 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers. En hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors. Halleluja. Tot vernedering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk, deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here, van die leerskare, sal dit doen. Halleluja. Soos ek gesê het, ons is tans in 'n Kersseisoen. En elke persoon wat Kersgeskenke koop en Kersgeskenke gaan kry net die beste geskenke en die duurste geskenke wat hy kan bekostig om vir sy werkers of sy familie en sy kinders en kleinkinders te kan gee. Net die duurstes en die bestes word uitgekies. Dis reg broers, amen. Dis die waarheid. Die duurstes en die bestes. Maar is dit tyd die wat ons moet besef, dat dit gaan nie net om geskenke nie, dit gaan nie net oor wat jy as persoon en as mens doen nie, maar dit gaan ook oor Jesus Christus, wat vir ons gesterf het aan die kruis van Golgotha. Daar is in die woord van God, waar het vir my sê, dat Kersfees gevier moet word nie. Daar is in die woord van God, wat sê, Kersfees moet gevier word. En het Kersfees begin vier, in 1865 of 56, het hulle besluit, hulle gaan dit saam met die fees van die oes hou. Het hulle besluit, hulle gaan sommer die geboorte van Christus, ook dan sommer daar saam vier. Daar is in die woord van God, wat my datum gee, dat God gebore is, op die 25 Desember nie. So, moet my verskoon vanmôre. God het hard met my gepraat gister. Ons is vanmôre besig as wêreld en as kinders van God met wêreldse dinge en die Kersfees te vier op 'n manier wat ons as kinders van God nie moet vier. Halleluja. Dit as daar word Kersfees gevier en daar word partytjies gehou. Die drank vloei, die kos vloei, en die mense onder mekaar begin beklei, want dis mos hulle sê mos, brand nou net die brieke nie. Halleluja. Dan begin die mense in gees kom van feestlik, terwyl hulle vier, die Kersfees, wat nie eintlik wel daar is nie. Halleluja. Maar ons as kinders van God, verontagsaam wat die woord van God vir ons sê, wat ons moet doen. Die woord sê wel vir my, dat die herders en die mense het vir die Here toe nou agterkom en kennis gestel is, dat Jesus Christus is gebore, en as gesê, volg die kruis, daar waar die kruis gaan stilstaan, daar sal julle hom vind, in doeke toegedraai. Het hulle daar vir hom geskenke gevat, goud, wierook en mirre. Halleluja. Dis die geskenke wat hulle vir Here gegee het. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, ons as kinders van God moet begin besef dat die woord van God ons maan en vermaan om te doen dit wat hy wil hê ons moet doen. Halleluja. Ons maak dit met mekaar, ons maak geskenke met mekaar, en ons maak wêreldsgoed met mekaar, wat nie vir ons nou opbou nie, maar wat ons eerder sal afbreek, maar nie opbou nie.
Halleluja. Weet maar ek wil vanmôre vir jou sê, daar is, die woord praat niks van, ons moet geskenke onder mekaar uitdeel nie. Dis 'n wêreldse ding. Ek reg pastoor. Dis 'n wêreldse ding wat gebeur. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, as jy dit so wil sien, daar's 5 geskenke, wat ek vanmôre met jou wil bespreek, wat God vir jou en vir my, as kind van God wil gee. Daar's 5 geskenke, wat hy ons wil gee, om elke dag te gebruik. Amen. En nie net eenmaal 'n jaar, as dit 25 Desember is nie. Dis 'n daaglikse gebruik, 'n geskenk wat hy vir ons gee, wat ons daagliks moet gebruik. Want ek wil vanmôre vir jou vra, as jy 'n geskenk kry, gebruik jy dit? Jy moet my verkeerd verstaan nie, as jy vir jou vrou 'n geskenk koop, of vir jou man moet nie verkeerd verstaan, dis nie verkeerd nie. Hang af van die doel waarvoor jy dit gekoop het. Die doel waarmee jy dit gee. Ek wil vanmôre vir jou vra, het jy die 5 geskenke van God ontvang al? Halleluja. Kry jy kennis van die 5 geskenke wat God vir ons gee? Halleluja. Ek wil vanmôre sê, die eerste geskenk, wat Jesus, wat God vir ons as kinders op aarde gegee het, toe hy hom aangeneem het, of voor hy hom aangeneem het, is hy sy seun, Jesus Christus, aarde toe gestuur, om vir jou en my sonde te sterf. Dis 'n geskenk, wat niemand vir iemand anders te kan gee vanmôre nie. Jy gaan nie jou lewe gee vir iemand anders nie, maar God het sy seun vir ons gegee, om mens te word op aarde, en te kan wandel op die aarde, en vir ons sonde te kan sterf, aan die kruis van Golgotha, sodat ek en jy vanmôre lewe en lewe in oorvloed kan hê. Sodat ek en jy vanmôre kan sê, Here, ek hoef nie vir my eie sonde vanmôre te sterf nie, maar ek weet, U het vir my aan die kruis van Golgotha gesterf, sodat ek nie meer sonde kan hê nie. Maar jy moet ook dan 'n kind van God word, en ophou om sonde te doen, om daai wonderwerk, of daai aanvaring te kan beleef, dat ek leef nie meer nie, maar Christus leef binne in my. Halleluja. Hy het vir ons sy seun gegee, wat niemand anders te sou gedoen het nie. Daar is niemand op hierdie aarde, wat sy kind vir jou sal gee en sê, my kind gaan vir jou sterf, sodat jy jou sonde vergewe kan word nie. Daar is niemand nie. Dis 'n geskenk wat ek en jy ontvang het, van God die Vader af, toe ons hom aangeneem het, as ons heilige saligmaker. Halleluja. So hy gee vir ons sy seun om te sterf, sodat ons die ewige lewe kan beerwe. Sonder Jesus Christus wat vir ons geskenk is. Wil ek vanmôre vir jou sê, mag die saak wie jy is nie, is jy afgesny van die wêreld af, en afgesny van God af, omdat jy hom nie in jou lewe het nie. Jy moet verskoon vanmôre. Maar ons moet vanmôre besef, dat Kersfees gaan nie net oor geskenke gee nie. Kersfees gaan nie net oor om as familie by mekaar te kom nie. Ek wil vanmôre vir jou vra, as Kersfees vir jou dit beteken vanmôre, wil ek jy verander jou houding, verander jou sienswyse vanmôre asseblief. Want dit is nie waaroor dit gaan nie. Die tweede geskenk wat hy vir ons gegee het, is toe hy opgevaar het, en sy disippels nadat hy opgestaan het, daar gestaan het hy gesê, ek gaan opvaar na my Vader se huis toe, maar ek gaan vir julle die Heilige Gees nalaat, wat julle sal leer, en julle sal lei, wat om te doen. So die tweede geskenk wat God vir jou vanmôre gegee het, was die Heilige Gees, wat hy agtergelaat het. Maar ons as kinders van God, is geneig om baie keer die Heilige Gees een kant toe te skuif, van hy begin net baie keer aankla, as jy fouteer. Hy begin met jou praat, as jy doen wat jy nie moet doen nie.
Dan wonder jy, maar hoeso die staan net 'n bietjie op kant. Ek wil net 'n bietjie Kersfees hou. Ek wil net 'n bietjie Kersfees geniet. Dan praat die Heilige Gees met jou en sê vir jou, man nee, dat waarmee jy besig is nie dit wat ek wil hê. Jy moet nie besig wees nie. Halleluja. Die Heilige Gees lei ons en hy leer ons wat ons moet doen op aarde, om kinders van God te wees, te word en te bly. Vanmôre, ons moet begin luister na wat die Heilige Gees vir ons te sê het. Ons moet begin luister na dit wat die Heilige Gees, of doen wat die Heilige Gees sê vir ons om te doen. Die Heilige Gees, as jy dit in jou het, is dit altyd hier in jou hart. Hier in die binnekant. Dit is nie in 'n kussie of in 'n trollie wat jy saam met jou sleep. En as jy dit nodig het, dan pak jy dit uit nie. Dis dan alle tye in jou hart. Wat moet jy maak om dit daarso te kan hou? Jy moet in elke tyd, daagliks en elke dag, moet jy God vra, Here, hou my op die pad. Heilige Gees lei my, dat ek kan wandel die pad wat jy wil hê. Ek moet wandel. Anders dan gaan jy verlore raak. Jy gaan die pad byste raak. Jy gaan sê, Here, maar hoekom en waarom? Omdat jy die Heilige Gees verloor het in jou midde en in jou lewe. Kom ons kyk vanmôre die Heilige Gees terug in ons lewens. Kom ons kyk vanmôre die Heilige Gees terug in ons gemeente. Ek wil jou vanmôre wil ek 'n stelling maak. Verskoon my, maar luister mooi. Dan wil jy moet gaan dink daaroor. As die Heilige Gees in jou hart is, gaan jy nie dinge doen wat God nie wil hê jy moet doen. Daar's drie stemmetjies wat met jou baie keer praat. Dan wonder jy, jou gewete is, as jy iets verkeerd gedoen het, dan praat jou gewete met jou. Jy boeta, nie dit nie. Nie reg nie. Dan praat die duiwel ook baie keer met ons as kinders van God. En hy vertel jou baie snaakse dinge. Hy wil hê jy moet altyd doen die dingetjies wat nie gedoen moet word. Man, hey, Pietie, jy is nou hier by 'n funksie, jy vir al jou kliënte, al jou basis is so. Kom aan man, jy kan ons nie daar staan met 'n glas kook in jou hand nie. Vat 'n doppie man, net hierdie. Maak dit 'n kleintjie man. En ons as kinders van God in die mensdom is geneig om te val vir daai grappie. Dan vat jy daai doppie van jy wil nie uitvoer nie. Want jy wil nie hê die mens moet sê, hey, daai mannetjie, hy sê nie so vis, maar hy sê hy's 'n Christen. Dis die waarheid. Maar as jy die Heilige Gees in jou het, wat God vir ons gegee het as 'n geskenk, as hulle na jou toe kom, sal hy jou die woorde in jou mond lê, dat jy vir hulle kan sê, man, vlug van my af. Ek is 'n kind van God. Ek hoef nie daai doppie te drink om gesien te word in hierdie wêreld of in hierdie werk nie. Ek hoef nie te gaan sit en daar mooi te lyk vir 'n bord kos nie. My oupa het altyd gesê, as ons sê, oupa, daar's 'n funksie by die kerk aan. Ons moet nou na diens, moet ons almal agter bly, ons gaan nou koek en tee kry, of hulle gaan vir ons pannekoek en mints gee, dat hy altyd so gaan sit, nou op 'n rood, as 'n kop lengte langer as ek. Die oorlede is en my ouma wou sy trouring vir my gee, het ek vir haar gesê, sy moet hom maar vir iemand anders te gee. Waardeer wat sy vir my wil doen, maar ek kan hom nie gebruik nie. As ek sy trouring uitgevat, dan het ek hom in my duim gesit. Dan het ek my pinkie langs hom gesit.
Ek moes 2 vingers gebruik om my oupa se trilling. Dit is 'n groot man. Dit is 'n groot man, hy was 147 kg. 6'9", amper 7 voet. Hy het altyd al gesê, my vrou, hoekom moet ons nou aan hierdie partytjies toe gaan? Ons kom ons nou eerder by die huis gesit het en Bybelstudie gedoen het of met mekaar te gepraat het. Hy sê nou moet ek gaan sit en lag vir sy heilige mense om 'n bord kos en 'n koppie koffie te kan kry. Hy het 'n besluit geneem dat hy gaan nie na die parties en die goedes en die byeenkomste om weghou van die woord van God af nie. En die Heilige Gees het baie met hom gepraat. En vir hom gesê, dit is wat jy moet doen. Die derde geskenk wat God vanmôre vir ons gegee het. Is die geskenk van verlossing. Halleluja. As hy vir jou verlos, dan verlos hy jou. Onmiddellik. Nie oor 2 weke, oor 3 weke, oor 6 maande nie. As jy vir God sê, Here, ek soek verlossing vanmôre, dan gaan God jou vanmôre die verlossing gee. Here, ek het vanmôre verlossing nodig van my hiermeer af. Gaan God vanmôre jou hiermeer wegvat. Here, ek het vanmôre verlossing nodig om met ander mense te gaan praat oor ander mense. Dan gaan God jou vanmôre verlos. Amen. Here, ek soek verlossing dat ek nie tweespraak bring nie, maar dat ek eensaamheid eerder in die huis van God veroorsaak. En jy bedoel wat jy vir God vra, gaan God dit vir jou nou gee. Nie oor 'n week nie oor 'n maand nie. Jy gaan dit nou kry. Maar verlossing loop hand aan hand met die Heilige Gees in jou. As die Heilige Gees in jou het, die verlossing ontvang, gaan jy nie weer terugkyk na dit waarvan of God jou verlos het nie. Jy gaan nie weer terug gaan kyk nie. Toe God die Vader gestuur het, sy Seun gestuur het aarde toe. Dit het vir ons om gestuur. Wat saam met die eerste gaan, dat ons verlossing moet kry van die dood af. Want jy moes gesterf het vir jou sondag. Maar toe God sy Seun gestuur het, uit aarde toe gekom, het jou sondes kom neem op hom, hy het gesterf vir ons. So hy het jou die verlossing gegee van die dood, dat jy nie hoef te sterf vir jou sondes wat jy in jou lewe het nie. Jy het verlossing gekry daarvan. Maar ook as jy verlos word, dan word jy herstel aan die binnekant. Verlossing beteken herstelling ook. Maar jy moet die Heilige Gees ter alle tye in jou midde hê. Jy moet in alle tye glo dat God die Vader het gekom, of Jesus Christus het gekom, vir hy gesterf aan die kruis van Golgotha vir my sondes. En as jy die 3 saam met mekaar hou, en die verlossing, dan gaan jou verlossing vir altyd en vir ewig hou. Ek het al baie mense gesien wat gesê, die Here het my verlos. Twee, 3 dae later, dan sien jy met dieselfde dinge wat hy gesê het, God het hom verlos van. Doen hy presies dieselfde. Dis nie verlossing nie. Want verlossing volgens die woord van God beteken, dis klaar. Jy gaan dit nie meer doen nie. Jy gaan nie meer met dit betrokke raak nie. Dis verlossing. Dis totaal en al weggevat van jou af. En nog die beste part is, as die Here dit wegvat en hy verlos jou daarvan. Ja, maar pastoor, dit is moeilik. Ek dink nog baie daaraan, dat jy nog die verlossing ontvang. Dis te mooi wat ek sê. As jy nog aan dit dink, het jy nie die volkomme verlossing gevat, wat God vir jou gegee het. Want die Heilige Gees is nie in jou, om jou te waarsku, teen dit wat jy nie moet doen nie. So jy het nog nie volkomme verlossing gekry nie. So ek wil vanmôre vir jou vra, jy wil nog baie met jou praat of jou sê, ja maar,
Sê vir hom, daar's geen maar van my Bybel. Ek het geen maar vir die woord van die Here sê. As jy my dien, sal jy maar as jy. Daar's niks van dit nie. Dien my in volheid en waarheid en ek sal jou rus gee. Halleluja. Halleluja. Nou dat ek en jy egte kinders van God is, moet ons verander. En die verlossing ontvang het, die Seun van God in jou lewe gekry, die Heilige Gees in jou. Moet ek en jy as kind van God, ons lewenstyl begin verander. So. Dis harde woorde. Jy sal jou lewenstyl moet begin verander. En jy sal moet begin nader leef aan God. En verder van jou familie af. In my verkeerd verstaan, die familie is baie vir my. Maar as die familie jou gaan begin keer, of jou pad staan om God te dien, dan moet jy God vra om jou van daai familie te verlos. Dis ongelukkig so. Die vierde geskenk, ek haas my, die vierde geskenk wat God vir ons gegee het. Ek het terug gepraat daaroor. Die woord van God. Halleluja. Hier is 'n groot geskenk wat God vir my en jou gegee het. Van dit leer jou en dit lei jou en dit wys jou die pad wat hy wil hê jy as kind van God moet lewe. En jy moet doen. Die woord van God is 'n baie ernstige deel of 'n gedeelte van die kind van God as hy tot rede kom. Sy hulpmiddels is die woord van God. Daar is baie mense wat sê, ja, dit is 'n sprokiesverhaal. Ek is bly jy dink so. As jy ook so dink. Ek is baie bly vir jou pad. Maar ek wil jou vanmôre waarsku, dat as jy dink dat die woord van God is net 'n storieboek, wil ek vanmôre vir jou sê, dan moet jy begin, soos wat die kindertjies glo, dat dit wat hulle gelees word, die waarheid is. En dit weer sê. As jy sê, dit is 'n storieboek, as jy kyk na 'n kind, en dit word vir hom gelees, daai kind leef hom in daai storie in, en hy glo dat dit die waarheid is. Maar ons as kinders van God, van die woord, die Here het gesê, gee vir julle die woord, sodat julle dit kan lees, en julle dit kan gebruik, om my te volg, en my pad te volg. So ons moet die woord gebruik, as 'n padkaart, in leiding, met die Heilige Gees, wat God vir ons gegee het, in leiding, met die salwing wat die Here op jou plaas, moet jy die woord van God gebruik, as 'n padkaart ons vir hom te kan lewe, soos wat hy wil hê, ons moet lewe, vanmôre. Rede hoekom ek sê, hier is baie belangrik. As jy 'n storieboek vat, is daai storie wat geskryf is geïnspireer deur iemand of wat is die woord? 'n gedeelte van die ou se lewe of verhaal in sy lewe wat hy weet te doen gehad het. Dan beskryf daai ou nou 'n storieboek om te sê dit is wat gebeur het. Dit is die storie wat hy het van hy het gelewe in daai. Maar die woord is vanmôre geïnspireer deur die Heilige Gees. Halleluja. So dit is nie net 'n storieboek nie. Dis 'n geïnspireerde woord wat God vir ons gegee het, wat gebruik moet word daagliks, nie net wanneer jy dit nodig het nie, maar daagliks, sodat jy kan sê, Here, ek wil weet, watter pad moet ek vanmôre volg? Wys my in die boek. Wys my in jou woord, watter pad ek moet volg. Here, laat die Heilige Gees in die woord my vanmôre lei, dat ek sal op die regte pad bly, dat ek nie sal afdwaal nie, en dat ek nie my fokus sal verloor op dit wat U wil hê ek moet fokus nie. Die woord van God is geïnspireer deur homself.
Die woord is geïnspireer deur God. En ek wil vanmôre vir jou sê, die Heilige Gees gebruik die woord om jou verkeerdhede vir jou reg te stel. Die Heilige Gees gebruik die woord om jou verkeerdhede wat jy doen vir jou reg te stel. Te lei om dit reg te stel. Dan gee ek ook vanmôre vir jou standvastigheid in Jesus. Dit gee vir jou standvastigheid in die kerk. Dit gee vir jou standvastigheid in jou lewe. Want dit is geïnspireer deur God en die Heilige Gees. Ek sluit af. Die laaste geskenk wat God vanmôre vir ons wil gee, is die geskenk van krag. Halleluja. Nie daai krag nie. Nie daai krag waar as ou Pietie jou kwaad maak en vir Pietie vir die bos gee, sy voete net so vir die tafel of vir die grond af sê, kyk Boetie, vir jou gaan ek vanmôre ding of twee wys. Dis die krag wat God vir jou wil gee. Hy gaan jou nie krag gee dat jy kan muscles bou om jou mense aan te hanteer nie. Toe. Wat is twee partykeer is dit nodig? Nee, dis nie altyd nodig nie. Dit is partykeer nodig om hard te praat. Maar dit is nie nodig om krag te gebruik nie. Dit is baie belangrik dat ons naby aan die Here moet bly, aan Jesus Christus. Dat sy krag deur ons sal vloei. En ons sal sterker maak. En ons sal opbou. En ons geloof sterker sal maak in hom. En ons geloof sterker sal maak in die woord. Maar jy sal moet naby bly aan die krag van die Heilige Gees. En jy sal moet naby bly aan die krag wat God vir jou gee. Daai krag is vir opbou. Daai krag is om jou sterk te maak geestelik, om jou sterker te maak in die geloof waarin jy is. Jou sterker te maak met dit wat jy wil doen vir God, om dit te kan doen. Maar is nie om muscles te kry nie. Daar is partykeer wat 'n mens seker maar voel. Here, ek het krag nodig. Hy gaan vir jou die krag gee. Maar hy gaan jou muscles bou nie. Hy gaan vir jou krag gee om staande te bly. En behoue te bly vir hom en sy werk wat daar is. Halleluja. Jy weet, as jy geanker bly in Christus, is jy geanker in die krag van God. Maar jy moet geanker bly. Ons moet gereeld vir die Here vra om ons te help, om die geskenk van krag weer eens almal op ons uit te stort, sodat ons daai geestelike kragte kan hê. En vir die Heilige Gees ook vra, Here, dat die Heilige Gees ons ook lei, dat ons daai kragte kan uitlewe in die kerk en in die mense daar buitekant. Ek wil vanmôre vra, verstaan jy wat krag beteken? Weet Paulus het in die Efese het hy 'n verskriklike mooi gebed gehad. En hy het vir 'n gebed gesê, Here, gee my die krag om te kan uithou die dinge wat teen my kom. Kyk, Paulus was verslaan. Paulus was baie keer in die tronk gegooi. Hy was menigte male, was hy gestenig. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, as Paulus nie gebid het vir die krag van God van bo af nie, sou Paulus dit nie gemaak het nie. Dan sou Paulus gefaal het.
Maar die krag wat hy ontvang het, van die Here af, het gemaak, dat Paulus uitgehou het. Daar is 'n spreekwoord wat sê, aanhouer wen. Hy het gewen op die einde. Ek wil vanmôre vir jou vra, verstaan vanmôre dat die krag van God wat van bo af kom, jou kan deurdra, en jou kan help, om net vir hom te lewe. Elke dag. Kom ons lees ons Bybels elke dag. Kom ons doen wat God van ons verwag vanmôre. Ek het nou volgende het ek met jou 5 geskenke bespreek, of voorgelê, wat God vir ons gee. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, daar's nog honderde in die Bybel. Daar's nog honderde, wat God vir ons gee. God het op my hart gelê om dit te doen. Ons moet net nooit vergeet hoe vrygewig die Here teenoor ons is. Halleluja. Kyk man, kom ons sê, jy het 4 kinders. Luister mooi wat ek sê. Jy het 4 kinders. Is jy vir al 4 ewe lief? Ek gaan met jou verskil vanmôre. Jy het 'n blue-eyed kind ook tussen daai 4. Praat ek waar? Jy het een wat jy 'n bietjie sagter hart voor het as vir die ander. Daai een wat hulle sê, hy in jou hartjie in die hoekie ingekruip het. Jy gaan nie openlik vir hom die alles beter doen as vir die ander nie. Maar daar is daai een wat al so, ons doen met 'n soft spot het. Dit is dan maar net so. Jy het 'n soft spot vir daai een. Nou ek wil vanmôre vir jou sê, as jy glo dat God het gesterf vir jou sondes, jy glo en jy weet God het die woord vir jou Gees geskenk. Jy glo en jy weet dat die Heilige Gees vir jou gestuur is, om jou te kan lei en te kan leer. Jy glo vanmôre dat jy verlos is uit die hand van die Satan en in die wêreld, wil ek vanmôre vir jou sê, dat God het ook vanmôre 'n softspot met jou. Hy het 'n softspot vir jou. Wat pastoor, hoe kan jy so sê? Ja, jy is nou 'n kind van God, so hy het 'n softspot vir jou. Maar as jy op jou tee gaan en sê, Here, ek het vanmôre die krag nodig om U te kan vry en te kan veg. Here, stuur die Heilige Gees vanmôre, sodat ek kan aangaan en nie van U af wegdwaal nie. Dan God het vir jou gee van dit al softspot vir jou. Halleluja. Hy het 'n softspot vir jou. Want jy sy kind. Jy het hom aangeneem. Die Heilige Gees, jy het krag. Jy het verlossing. So hy het al softspot. En hy gaan vir jou gee dit wat jy van hom af vra. Ek wil vanmôre vra. Kom ons as gemeente, gebruik die geskenke wat God vir ons instoor het, of vir ons gee, en ons bou daarop. Nie op vir ander mense nie, maar bou daarop vir jouself. Want ons is nie hier om mense te vermaak. Pastoor Flippie Gerber het altyd gesê, ek is eerder betrokke saam met 4 mense wat dit werklik met God bedoel. As 500 mense wat nie saamgespan nie. Ek wil vanmôre sê, ek wil vir jou by julle pleit as gemeente, kom ons bou vanmôre op die geskenke wat God vir ons gegee. Kom ons staan saam as gemeente, en ons bou net vir groter en hoër hoogtes. Amen. Ek het klaar gepraat. Halleluja. Ek het gesê wat God wil ek moet sê. Toe Robbie
Gijsie, Johan, Leon, kom help my by die tafel asseblief. Jy kan stop. Ek het die mikrofoon aankry. Halleluja. Ek wil vanmôre as so baie van dit. Dat ek vanmôre iets aangeraak het wat baie pastore nie doen nie. As kind, as dit vir my gebeur. Hulle het my soveel leuns vertel. Toe die Here uitkom, toe moes ek die waarheid uitvind. Dan gaan jy nie dag skop. Dan kyk jy nie kerke. Van hulle die kruis, dan maak hulle 'n Kersboom van die kruis. Die wat ons mens God se doen. Is die waarheid. Weet van 'n sekere pastoor wat sy dak slees opgesit en lig en jy kan dit nie vers sien. En aan my hart en my gees besluit dat jy bly vanmôre dat ek kom en ek kan sien hier's nie 'n Kersboom of 'n liggie nie. Maar as ek van my geliefde weet. Ek kom my suster toe en ek wil leer. In die Levitiese tyd het hulle gaan bome afkap en versier soos omgehang en hulle dit in hulle huise gesit en voor die afgode gepik. Dit was so but we don't bow at the tree, but the trees in your church. Ek wil die skop vanmôre wat ek wil hê jy jou Bybel gaan leer. Daar is 7 feeste van die wêreld. Maar daar is ook 7 feeste wat God ingestel het vir sy volk. Amen. Vir sy kinders. En luister wat sê die Here hier in Amos, jy kan dit net in jou Bybel skryf het af, wat 'n stukkie papier skryf af. Amos 5 sê die Here, ek versmaak julle feeste en het geen welgevalle van julle feestydde nie. Want al bring julle vir my brandoffers saam met julle spysoffers. Ek het geen welbehaag in nie. En die dankoffer van julle vetgemaakte kalwe sien ek met welgevalle nie aan nie. Amen. Wat wil ek vanmôre vir u sê? Ons lieg vir ons kinders. Ons vertel vir ons kinders van Kersvader. Daar bestaan nie ding soos 'n Kersvader nie. As jy gaan kyk na die woord Santa Claus en jy gaan doen 'n bietjie navorsing, sal jy sien dit is Satan Claus. Die Claus is Satan. En dis die duiwel aanbidding. Ja, maar julle moet verstaan, Kersfees maak ons die kindertjies se harte bly. Hulle is so bly vir daardie ou geskenkies met 'n leuen, met 'n lieg. Pastoor, wat praat jy? Baie pastore sal dit nie wag om te sê dat ek vanmôre is. Hulle word uit die kerk gegooi. Hulle word afgehaal van die struktuur van die kerk. Die waarheid. Voor die 500 mense wat in hierdie maand gewerk. Hoekom word hulle brand gebruik? Hulle vier Kersfees, jy moet die gees, you must catch the spirit. Ook die Heilige Gees. God the Spirit, Romeine 8:13. Halleluja. Ek het Die Gees van God in my. Om my jolly te maak. Altyd jolly. Maar die Gees is my. Al 7 feeste. Wat godsdienst is. As ek ooit die kans en geleentheid kry, dat ek hierdie boodskap gebring word en ek moet reg met die wêreld uitgesaai word. Ek weet ek gaan kritiek. En pastoor Gerber, ek wil vanmôre vir jou sê, jy gaan baie kritiek kry van pastoor oor Kersfees. Valentijnsdag. Moedersdag. Vaderdag. Ek sê nou, ons moet ons mense nie vereer.
Ons kan ons mense verneem. Maar wat sê die woord van God? Hy sê vir Amos, ek haat dit. Ek het dit teen julle, dat julle die feestdae van die wêreld vier. Die feestdae van God. Halleluja. Paasfees. Halleluja. God het 7 feeste wat hy ingestel het. Wat die kerk nie meer aan die loof te vier. Die tabernakel. Paasfees. Vereenselwig ons met Paaseier. Terwyl dit die Christus tydperk is wat hy gebore was. Gaan doen die navorsing, gaan doen geskiedenis en kyk. En jy sal sien dat baie pastore en dominees en mense van Godsdienst dinge vertel wat nie die waarheid is. Ek is dankbaar dat pastoor Martin vanmôre hierdie topik aangeraak het, want nergens in die Bybel staan Kersfees. Nergens in die Bybel staan dat Jesus eindelik mense as jy die geskiedenis van navolg sal jy sien, hy is tussen Maart, April, Mei, is hy gebore, wat is die Paasfeestyd wat ons hou. Dis nog een van God se feestdae wat ons moet hou. Moet hou. Amen. Dis die Paasfees, want dis die tyd toe hy gebore is. Dis ook die tyd toe hy gesterf het. In dieselfde tyd. En weet jy, gaan vanmôre vir jou sê, toe hierdie wyse manne daai ster sien, en toe hulle by Jesus kom, het hy nie meer in 'n krib gelê nie, want toe was hy al 2 jaar geleef. En koning Herodes het gesê, al die kindertjies tot en met 2 jaar. moet doodgemaak. Hoekom? 2 jaar, want dis die tyd dat het gespeel het, toe het hulle eers die ster gesien. En toe het hulle gegaan na Bethlehem. Toe hulle Jesus wat sê, as ek in 2 jaar oud. Mense, ek wil vanmôre vir jou sê, ons word mislei, omdat ons nie die Bybel, die woord van God ken. Ons moet hierdie woord begin bestudeer. Maar jy kan nie hierdie woord bestudeer as die Gees van God nie in jou is. Jy moet die Gees van God in jou hê, want ons Afrikaner volk is maar net 'n volk. Ons luister na alles en ons glo alles. Want die persoon wat dit vir my gesê het, is nog nou 'n professor. En dan glo ons dit. En wat doen ons? Ons bevraagteken God se woord, ons glo nie God se woord. Kom ons keer terug na die woord. Kom ons doen maar die woord. Kom ons doen wat God se woord sê. Ek het net hierdie woordjie gehad op my hart, net om vir u te sê. Onthou, 7 feeste wat God ingestel het. Maar daar 7 feeste van die wêreld wat hy raak sê. Een behaag daarin. Hy het net behaag in die feeste wat hy vir ons het. Nog in daai feeste. Maar die wêreld het eenvormig geword. Hulle aanbid God met mondspraak, met geen egtheid in hulle hart. En hulle doen nie wat God vir hulle sê. Amen. Prys die Here. Amen. Halleluja. Halleluja.